Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Hartlik welkom by nog 'n episode van Evangelisasiestasie. Dit is vir ons 'n absolute voorreg om weer hier mekaar te wees. Roan Stein, Daniel Meiburg is hier saam met ons en ons kan nou lekker weer gesels oor hoe die Here vir ons in die boek Handelinge wys, spesifiek hoe hy met sy kerk gewerk het, wie die vroeë Christelike kerk tot stand gekom het. Ons het in die vorige episode gepraat spesifiek oor hoe dinge onder hulle was, hulle meer lewend was, hulle vir mekaar omgegee het, eengesind was, baie mooi lief was vir mekaar en boal lief was vir die Here. En dat 'n mens dan mooi vandag nou gesels oor hoe die Here sy kerk gebruik het om die evangelie te versprei. Ons gaan nou spesifiek fokus op Handelinge 8 vers 4 en julle is welkom om gerus julle Bybels daar oop te maak en self op te luister na wat die Here daar sê. Daar staan die gelowiges wat uitmekaar gejaag het so ver as wat hulle gegaan het die evangelie verkondig. En ons gaan nou vandag spesifiek eintlik dan mooi die verspreiding van die woord van die Here in die Nuwe Testament dan ook hier gesels en Roan en Daniel, wat is julle gedagtes hier rondom? Wil jy begin, Roan, of sal ek begin? Ek sal sommer vir ons bietjie voorvat. Ja, ek het gedink, die wonderlike van hierdie is dat dit ook weer eens die werk is, die kragtige werk van die Heilige Gees, dat die Gees en die woord altyd saamwerk en dat die Gees se werkinge van Handelinge 1 of Handelinge 2 ten minste nou eintlik maar net voortgaan. En dat die woord van Jesus Christus, dit wat hy gesê en gedoen het, beveel het dat die disippels of die apostels nou dit voortsit en dat die gelowiges dit aanhoor en dat dit werklik lewensveranderend is. Hulle het ook daar gebid in Handelinge 4 vers 19 en 20 om vrymoedigheid te kry om die woord te gaan verkondig. En nou in Handelinge 8 sien ons dat dit 'n realiteit is, nee, dat hulle dit gaan doen het. En daai vrymoedigheid wat hulle ontvang het om dit te gaan doen is werklik opmerklik. En die Heilige Gees wat hulle die krag gee en die blymoedigheid en die hoe kan ek sê, die deursettingsvermoë om aan te gaan met hulle roeping te midde van vervolging, te midde van mense wat dalk nie vir dit is nie, doen hulle dit. En ek wil weer net nou ietsie daaroor sê, maar dis eers vir nou wat ek wil sê, dalk as Roan ook ietsie wil byvoeg, is jy baie welkom. Ek het die helfte van die gesprek gemis, my wifi gaan die hele tyd aan en af. Ekskuus julle. Het julle nie gesien ek hak vas iewers nie? Ja, kwaadie. Okay. Ons gaan met voorbegin. Regtig waar, ekskuus. Onthou wat jy gesê het. Goed, nou moet ek eers my bearings bymekaar kry. Ek het nou al klaar weer 'n klomp ander gedagtes. Okay, goed. Kom ons begin oor. Goed. Hartlik welkom by nog 'n episode van Evangelisasiestasie. Dis 'n absolute voorreg om hierdie pad saam met julle te mag stap en vandag saam met my is Roan Stein en Daniel Meiburg en ons gaan vandag lekker gesels oor hoe die vroeë Christelike kerk pad met die Here gestap het en die evangelie verkondig het en hoe die kerk dan ook versprei het oor die hele aarde en so nou in die vorige episode het ons dit baie mooi duidelik gemaak van waar die kerk ontstaan het en wie kerk ontstaan het en natuurlik dan ook hoe hulle onder mekaar mee lewend was en vir mekaar omgegee het, saam gebid het, werklik waar brood saamgebreek het, gemeenskaplike maaltye gehad het en eengesind was in geloofsbelydenis en geloof en lering, nee. En ek dink dit is iets pragtig om te sien. Maar weer eens die kerk
kan nie net in 'n sekere dorp net die kerk wees alleen nie. Die kerk het 'n spesifieke roeping van die Here gekry om uit te gaan in die wêreld en sy naam groot te maak, 'n lig vir die aarde te wees en sy vir die wêreld. En daarom vandag saam met om hierdie lekker wonderlike gesprek in die gang te sit, waar ons gaan fokus op Handelinge 8 vers 4. Gaan ons dan ook nou mooi lekker saam aanpak. En daar staan die gelowiges wat mekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het die evangelie verkondig. Nou, Daniel, wat is jou gedagtes rondom hierdie teks? Ja, baie dankie. Ja, nee, wat die groot opmerklike ding vir my is die vrymoedigheid wat die apostels gehad het om die evangelie van Christus te verkondig. Is opmerklik hierin en hulle het ook daarvoor gebid vir hierdie vrymoedigheid om uit te gaan in die wêreld om die evangelie te verkondig. In Handelinge 4 vers 19 en 20 sien ons daar dat hulle saam met die gemeente saamgekom het en voorbidding gedoen het juist daarvoor dat dit geseën sal wees, dat hulle werk geseën sal wees. Maar dit is ook 'n voortsetting van die Heilige Gees se werkinge wat ons in Handelinge 2 al gesien het, die uitstorting van die Heilige Gees oor die kerk. En nou sien ons hoe mooi werk die Gees en die woord saam as eenheid. En hierin kan ons raak sien dat die apostels werklik uitgegaan het om die woord te bring, die evangelie van waarheid, maar met die hulp of met die kragtige werk van die Heilige Gees. So daai twee wat so saamloop, omdat hulle juis gesmeek het voordat hulle dit aangepak het, die Here se seën afgesmeek het. Ron, jy 'n bietjie gedagtes hieroor? Ja, ek wil ook net vir die luisteraars sê my wifi gaan aan en af. So ek mis gedeeltes van die gesprek. So ons is by jy laat ek gepraat oor die evangelie van die verkondiging van die evangelie. Net seker maak ek is op hoogte. So ek vra regtig verskoning vir hierdie praktiese ding wat nou sleg is. Wat vir my wonderlik is die Here het gesê hulle sal krag ontvang om sy getuies te wees. En die woord vir getuies en die woord vir vervolging, martyr, soos hulle in Engels sê, is min of meer dieselfde of hulle dieselfde stam. So, en daar's verskillende woordeboeke, as mens nou 'n bietjie tegnies wil raak, maar wat die woord getuies gaan vertaal met eerstens 'n kennis te hê oor 'n saak, en dan om daarvan te getuig, soms ook in moeilike omstandighede. En die wonderlike ding wat ons in Handelinge sien, wel vir ons is dit wonderlik, nie noodwendig vir die vervolgde kerk nie, is soos hulle gegaan het, deur die krag van die Gees om van Jerusalem, Samaria, tot die uithoeke van die aarde, Judea tot die uithoeke van die aarde, die woord verkondig het, was hulle eers baie vasgevang in Jerusalem en vervolging het plaasgevind en soos vervolging plaasgevind het hulle versprei. En dan daar in Handelinge 8 wat sê die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. So die vervolging wat hulle ervaar het, was op die einde nie net negatief nie. Natuurlik vir hulle was negatief, maar die positiewe, die mooi daar agter, soos hulle van dorp na dorp gegaan het om te vlug, het hulle dit wat hulle geleer het, dit wat deel was van hulle geloof, het hulle gegaan en gaan verkondig. So baie keer is ons gemeentes baie vasgevang aan onsself, ons eie ek, ons eie gemeente. En dan baie keer dan sê mense, ja, maar ons kan nie nou uitgaan om die woord te verkondig nie. Ons kan nie nou uitgaan om getuies te wees nie. Ons moet nou eers fokus op onsself. Ons moet nou eers ons eie lidmate toerus. Ons moet nou eers dit doen. En dis nie 'n ding van of. Ons moet eers dit doen en dan moet ons dit doen nie. Dis 'n ding van en. Terwyl ons volhard hoe sê die ou vertaling dit, ekskuus, ek kan nou nie bewoording onthou nie, heelhartig toelê, terwyl ons heelhartig toelê op al die dinge, op die leer van die apostels, op die onderlinge verbondenheid, op die gemeenskaplike maaltyd en heelhartig toelê op die gebede,
en daarin volhard, so moet ons ook dan op die einde volhard in die verkondiging van die evangelie. Dit is 'n baie belangrike aspek. Dis die ding van ons doen eers dit en dan eendag dan doen ons dit, want as ons daai gesindheid gaan hê, dan gaan ons nooit dit doen nie. En daar's gemeentes wat eintlik nou al hulle deure gesluit het, juis omdat hulle gesê het, ons sal eendag uitgaan om die evangelie te verkondig. Deel van die opdrag, die sendingopdrag wat Jacques voorheen vir ons gelees het, Matteus 16, is gaan uit, maak disippels, verkondig aan alle nasies. En dit is ook aan ons eie lidmate, ons eie gemeentes, maar ook om, terwyl ons al die wonderlike dinge doen en daarin volhard uit te gaan om te evangeliseer. Dit beteken nie ons hoef in die uithoeke van Afrika, in die donker dele van Afrika in te gaan. Ons almal het dan die opdrag om dit te doen nie. Nee, dit is iemand prakties by jou werk wat nie die Here ken nie. Of wat soekend is, nooi daardie persoon uit om 'n erediens by te woon, nooi daardie persoon uit om saam met jou te kom bid of om saam die Bybelstudie by te woon. So dis eintlik baie eenvoudige maniere van doen. En dit werk. So ja, ek hoop julle het my nou gehoor. My wifi het nou een keer afgegaan, maar ek hoop julle het dit gehoor. Ja, dankie Roan. Ek dink dit is 'n goeie toevoeging. Ek kan maar net byvoeg. Dis werklik interessant om te sien dat wanneer die kerk van die Here eintlik begin baie mooi groei het, dat hulle begin teenkanting kry het. En ons hoor dan in hoofstuk 7 waar Stefanus dan gestenig is as gelowige, juis omdat hy geglo het in die Here. En dan hier in die begin van Handelinge 8 en sien mense soos Saulus, dis natuurlik Paulus, wat op bekering kom in hoofstuk 9, hoofstuk verder, dan bygedra het tot hierdie vervolging om mense nie in die tronk te stop en daai natuurlik is die klem om te plaas op Saulus in die volgende hoofstuk, Paulus wat tot bekering kom te wys dat hy al goeie naam opgebou het van 'n vervolger, maar om klem te plaas daarop dat die kerk, soos hulle begin groter raak, dit nie makliker geraak het nie. Inteendeel, dit was uiters moeilik. Een van ons profs het baie mooi gestel, Prof Naas. Hy het een van ons missiologiese klasse het hy baie mooi uitgebeeld in 'n foto waar hy 'n weermag panserwa vir ons op 'n foto gesit het in 'n museum. En hy het gesê, die Here sê vir ons in Efesiërs 6, ons moet gaan soldate wees en ons moet sy wapenrusting wat hy vir ons gee gaan aantrek. En hierdie gedagte dan van die panserwa wat in die museum staan, is hy sê baie van ons kerke het geword as 'n panserwa wat eintlik maar net daar is om te wys wat voorheen gebeur het in die geskiedenis, voorheen het die kerk vervolging beleef, voorheen het die kerk gestry vir die Here, geleef vir die Here, sy funksies gedoen wat hy gedoen het om te kom tot waar hy nou is, maar nou is hy soos hierdie panserwa wat eintlik daar staan mooi lyk. En dit is baie kere wat kerke doen is hulle stagneer. Hulle fokus is nie meer om na buite te gaan nie, hulle fokus is hierdie KFC en wat so ander drive-thrus het mense deesdae ook, KFC gedagte, kom gespreek met KFC. Waar jy inkom, jy kry jou kos en dan ry jy weg, gaan jy huis toe, gaan jy eet jy weer verder by huis. En dis glad nie verbruikersmentaliteit wat ons as gelowiges moet hê nie. Inteendeel, ons nou in die vorige episode baie mooi dit uitgebeeld dat ons gemeenskaplike maaltyd moet hê. Ons moet regtig gasvry wees teenoor mekaar, ons moet meer lewend wees, ons moet mekaar ken, ons moet 'n pad saamstap, ons moet mekaar kan oproep, ons moet mekaar kan versterk in die evangelie, ons moet mekaar so ken dat ons bereid is om selfs om goed te verkoop en onder mekaar te verdeel ons fondse, sodat ons as gelowiges nie sal versuim om 'n pad met die Here te stap nie. Geld is nie die voorvereiste om in die hemel te kom nie. Geloof is. En daarom is gelowiges die ouens wat selfs bereid is om hulle eie besittings te verkoop ten voordeel van die kerk, ten voordeel van die medegelowiges, sodat elkeen versorg is en elkeen 'n pad saam met die Here kan stap en nie een van hulle kan sê weens my finansies kan ek nie by die kerk kom nie, of weens my finansies kan ek nie saamkom nagmaal ete bywoon nie, of weens finansies kan ek nie my kinders katekisasie toe bring nie.
Al daai dinge nê, of weens finansies kan ek nie by die huis fokus op huishoudings want ek is so bang ek kan nie my huisgesin versorg met kos en so voorts nie nê. En dit is waar die kerk mooi inkom om 'n pad saam te stap, hande te vat en te sê, maar kyk, die Here het vir ons die opdrag gegee om hierdie pad saam te stap, maar nie net op onsself gefokus te wees nie, maar 'n lig te wees vir die res van die wêreld, sodat die fakkel brand, die kandelaar kan brand, so Openbaring vir ons sê, sodat die naam van die Here geëer en verheerlik word in die gemeenskap waar ons leef. En ja, dis die ongelukkigheid daar agter is, mense sien dit nou deesdae baie waar die NG, die Hervormde en die Gereformeerde Kerk eintlik maar probeer om te oorleef en so gefokus is op fondsinsamelings, so gefokus is op die behoud van die kerk, om die deure oop te hou, dat ons versuim om Bybels te gaan uitdeel, versuim om ons evangelisasie opdrag te gaan doen, om waarlik die voedsel wat ons elke week inneem, te gaan en te vat en te sê, okay, maar waar gaan ek dit gaan deel? Wie was het? Albert, het dit nogal baie mooi gedoen. Hy het eendag by teologiese skool het hy gepreek uit Psalm 23 waar hy gesê het, ons is hierdie vetgevrete skape wat lekker in die groen weivelde lê met potjies in die lug, lekker by water, ons is vol geëet en vol gedrink, maar ons sien hoe ander mense, ander skape, swaar kry. Ons sien hoe ander skape nie die Here ken nie, nie die goeie herder ken, nie 'n pad om stap nie die voeding kry wat hulle nodig het nie. En dis die situasie waar ons vandag in sit. Ons is nie bereid om, as ek Sondag die woord van die Here te gehoor het, uit te gaan en te sê, maar waar gaan ek hierdie week met iemand anders praat oor die evangelie? Waar gaan ek hierdie boodskap wat ek vandag in die kerk gekry het, gaan oordra aan iemand anders wat ook hierdie boodskap nodig het? Sodat daai persoon ook die Here se troostwoorde kan hoor en die Here ook deur daai persoon kan werk en daai aha moment kan gee waar hulle die vrug van die Gees het en op die einde van die dag tot bekering kom en hulle oë oop gaan, die skille van hulle oë afval en hulle besef, maar hy, ek stap eintlik die verkeerde pad, ek moet die pad meer stap en daar kom nog 'n broer of suster by die kerk aan, maar dis hoe die kerk gegroei het. Die evangelie wat uitgedra is, wat verkondig is, die voedsel wat uitgedeel is, die geestelike voedsel, die troostwoorde van die Here, die evangelie, die bly boodskap van die Here wat uitgedeel word en alle ander mense word daarin versterk en gegrondves en vertroos en word dan ook gelowiges te danke aan die Here wat deur sy woord en deur sy gees na mense harte en lewens werk. En ek dink dit is die gesindheid wat ons meer moet hê as predikers, as gemeentes, is om nie net na binne te werk en te sê, kom ons behou ons lidmate wat ons het nie, en so gefokus wees op waartoe ons lidmate gaan na ander gemeentes toe nie, maar te fokus om te sê, maar is ek as kerk, ons as gelowiges as kerk, waarlik besig om hierdie roeping wat die Here ons gegee het om uit te gaan doen. En dis nogals die interessantste en ek dink julle kan dalk hierby nog toevoegings maak as julle graag wil. Dis die interessantste dat die Here vir ons in die Nuwe Testament sê, gaan uit na die wêreld toe en gaan verkondig die evangelie. Maar in die tyd wat ons nou vandag leef, het die Here die wêreld na ons toe gebring. Kyk hoeveel media blootstelling het ons waar ons dinge kan sien wat in ander wêrelddele aangaan, wat ons andersins in voorjaar nie kon doen nie. Hoeveel kilometers kan ons nou deesdae oor 'n foonoproep met mense gesels, wat ons voorheen nie kon doen nie. Hoeveel ander gelowe, ander mense van ander kulture, ander rasse, ander volke woon nou reg langs jou, woon in dieselfde dorp as jy, werk saam met jou by jou werksplek, jy gaan skool saam met jou kinders. Dis reg verstommend hoe die Here die wêreld na ons toe gebring het. Nou is ons nie bereid om daai mense ook die troostryke evangelie te deel nie. En ek dink dit is maar die rede ook hoekom die Here hier in Handelinge 8 juis vervolging laat gebeur het, sodat die kerk kan op die einde van die dag hierdie gedagte van ons wil net by mekaar bly, tot niet kan maak en uit mekaar kan jaag om hulle werk te doen wat hulle moet doen tot eer van die Here. Dit laat my eintlik weer dink aan die toring van Babel waar ook daar rondom mekaar net wou saamdrom en nie wou in die wêreld ingaan en die aarde gaan bewoon en bewerk nie. Ja, maar ja, dis maar gedagtes van my kant af. Ek wil ook net byvoeg, ek het gedink aan die teksgedeelte uit Romeine 10, daai mooi deel uit Romeine 10 vers 14 en 15, ek wil dit graag lees.
Maar hoe kan 'n mens God aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. En hierdie hele gedagte van die voetstappe van 'n persoon wat die evangelie bring, is nie noodwendig net 'n predikant nie, soos ons nou mooi sê, maar die seëning eintlik daarvan om te besef, maar dis 'n seën om te kan uitgaan en die Here se woord verder te vat. Ek het dit nou ontvang en ek wil dit nou gaan deel met iemand. En ook as ons kyk na die wapenrusting van God, dan's een van die wapenrusting elemente kan ek sê is die bereidheid om die evangelie te verkondig as skoene van jou voete. Weereens daai gedagte van voete, om bereid te wees om uit te gaan in die wêreld en waar ook al dit is, soos julle nou sê, jy weet, maak nie saak vir watter kultuur of bevolkingsgroep of wie ook al 'n mens dit vertel nie, die Here is met 'n mens daar. Hy gee mens die krag en hy gee mens die vaardigheid om dit te doen. En dis vir elkeen van die luisteraars ook 'n realiteit, nee, dis nie net die predikante wat dit kan doen nie. Ons ontvang die Here lê die woorde op ons mond as ons uitgaan in die wêreld. Mense hoef nie volle kennis te hê in teologie om dit te kan doen nie. Almal weet wat die blye boodskap is, verlossing, en 'n mens kan net daai boodskap uitvat en verder vat vir alle volke en tale en nasies. Dalk nog so laaste gedagte van jou kant af, Roan, voor ons afsluit. Die evangelie, die woord evangelie beteken nuus wat gedeel word. So ons glo die evangelie en ons deel daardie nuus. En wat is 'n ou wat so fokus op Ed Gross, daai Amerikaner wat fokus op disippelskap. Hy na aanleiding van Lukas 10 en sê hy elke keer wanneer hy in 'n plek instap en vra, Here, mag jy vrede oor hierdie plek rus en mag jy wys of mense op my pad sit met wie ek die evangelie kan deel. En nog elke keer het die Here iemand op sy pad gesit. En ek sê ook vir ons lidmate in Oshakati, partykeer is dit die persoon by die till by Pick n Pay of Shoprite. Partykeer is dit die petroljoggie. Partykeer is dit net jou huishulp of jou tuinwerker of iemand met wie jy elke dag of een keer 'n week kontak het. So dit hoef nie altyd net 'n moslim te wees of 'n hindoe te wees nie. Dit kan ook enig iemand wees wat nog nie glo dat Jesus sy koning en sy verlosser is nie. En wat 'n wonderlike, dit borrel in ons, né? Hoe gaan daai een liedjie? Dit borrel in my want ek is so bly Jesus het my lief. Net om te weet daai genade wat ek ontvang het, daai liefde wat ek van die Here ontvang het, dit maak net dat ek wil uitgaan en dit aan ander mense kan verkondig. En wat 'n voorreg dat die Here ons gebruik om sy woord ook te verkondig. Elkeen, nie net ouderlinge, predikante, diakens nie, maar ook elke liewe lidmaat, elke gelowige. Ja, dankie julle. Dankie vir die lekker gesprek en ja, ons vertrou ook dat ons nog verder in die toekoms nog meer materiaal kan blootstel, beskikbaar stel vir die groei van die geloof en elkeen van ons as gelowiges hier in diens van die Here in Namibië. Sterkte en seën met die week.